Rooi Rebel Radio in stereo. Goeiemôre luisteraars. Hierdie is nie 'n offisiële post of boodskap nie. Hierdie is maar net so 'n inloerdertjie vir die van julle wat wel optel dat daar 'n update op jou channel was. Dit is 'n heel komplekse proses, hierdie kommunikasie middels van ons. En jy weet, al is daar een persoon wat hierdie hoor, sal dit vir my wonderlik wees. Dit sal my dag maak. Hierdie kommunikasiemiddels van ons het soveel goed en soveel sleg, en soveel dit en soveel dat. Maar ek wil amper sê, dit is nou die beskrywing van 'n proper science fiction konsep oor robotte wat oorvat. Daar was nog altyd die term cyborg, wat soos 'n half mens, half masjien is, en ek dink ons is klaar daar, julle. Ek dink ons is klaar daar. So, dit sal interessant wees om te sien wat gaan kom, maar ek vir een is baie excited oor die nuwe tegnologie, oor alles wat so ineenvloei, oor alles wat sentraal beheer word, al daai konsepte en idees wat nou in die pyplyne is. Dit is vir my geweldig interessant wat die mens, tot wat die mens in staat is. Laat dit goed vir ons is of sleg vir ons is relatief. Dit maak nie saak nie. Die vraag is, kyk tot wat is ons in staat as 'n mensdom, wat wapens aanbetref, wat, soos ons nou sê, kommunikasie, hierdie wat ons nou doen, is kommunikasie. Social media, al wat dit is kommunikasie. Ek vir een het vir jare baie geskop daarteen om nuus te kyk, byvoorbeeld. Ek sal loer en dan sal ek kyk en dan sal ek loer en dan sal ek kyk. As al ernstige goed nou gebeur het, soos met Israel en al daai het ek nou gevolg. Maar ek volg dit ook net so lank soos wat ek voel ek is investe daarin. En op 'n standpunt dan moet ek afsny en sê, okay, daaraan kan ek op hierdie oomblik niks doen nie. So kom ek kyk wat is hier om my, wat ek kan verander. En ek was nooit so nie, as 'n mens. As 'n mens was ek nooit so nie. Ek was altyd, my horison was nog altyd breed. Vra enige ou wat vir wie ek al gewerk het, vir langer as 6 maande. My CV is 3 bladsye lank, en dit is iets om op trots te wees, maar dit is ook nie iets om nie op trots te wees nie, want my horison was altyd breed, maar op die einde van die dag te besef ek nou dat dis die mense in jou direkte vicinity, ek praat van die naaste 10 meter van jou af, wat in jou vicinity bly. Dit is die mense wat jy die wêreld mee kan verander. Dis die mense wat jy kan incorporate, wat ons almal ons drome saam kan bewaarheid. Is dit nie waar dit gaan nie? Dit kan nie gaan oor my droom en jou droom nie. Dit kan nie gaan oor my droom en jou droom nie. Dit moet gaan oor ons droom en wat van hier af vorentoe. Ek vir een is baie excited oor Gary Bester se Hope for SA groep. Ek is baie trots daarop as 'n mens. Absoluut niks daarmee te doen gehad nie, maar ek weet hoe hard het Gary Bester en mense soos Jose Henriques en Karen Henriques, daar is soveel dedicated mense daarso. Ek was nie baie deel van hulle kerk nie, maar elke keer as ek kon kerk toe gaan met my werk en al daai tipe goed, dan het ek gegaan. En is daai tipe mense wat die wêreld verander, en hulle is nader as meeste van daai mense wat my so geïnspireer het en gedra het in die lewe, is minder as 2 kilos van my af gewees my hele lewe lank. Vir 20 jaar. En dan kom dit seker terug na die ding toe dat jy moet iemand ken voordat jy kan oordeel
of daai persoon gaan goed wees vir jou of sleg wees vir jou in jou lewe. Jy moet hulle ken. Ek noem hierdie tipe gesprekke op 'n Sondagmiddag, noem ek 'n warboel. Op hierdie program noem ons dit sommer net 'n mengelmoes. So waar ek hier staan, sien ek sulke patches pink blomme. Is dit van die kapok tree, is in Engels, kom van Brasilia of Mexico af. Hy het sulke hakies dorings op sy stam. En dit is net die mooiste pink wat jy in jou lewe al gesien het. En dit dra, klaarblijklik dra dit net voor die winter. En joh, hier waar ek nou staan, is daar soos 'n vensterraampie tussen al die groen deur met 'n breintak wat boor gaan en hy vorm 'n raampie met daai pink reg in die middel. En dit is soos 'n skildery wat jy daar duisende rande voor sal betaal. Maar dit is 'n skildery wat die Here geverf het vir ons. En dit is die volgende tree wat jy gee buitekant op die gras, is die wonderwerk wat God vir ons geskep het. So yes, ons horisonne kan ver wees en breed wees en ons kan droom en wens en alles, maar julle, asof van julle is wat nou nog luister op hierdie stadium. Dink net so daaraan. Die mense vir wie jy werk byvoorbeeld. Het jy, tot watter mate het jy daai pos van jou eie gemaak? Tot watter mate het jy gesê, okay, as hierdie my besigheid was, dan was hierdie my pos. En dan sou ek dit op so 'n manier gedoen het. Hoekom sit jy nie die hoeveelheid energie wat jy sal insit in jou eie besigheid, hoekom sit jy dit nie in iemand anders se besigheid in nie? Daar is hordes redes hoekom mense underperform. En ek wil ook nie sê underperform nie, want elkeen het sy eie vlak van, okay, hier is wat ek kan hanteer, hier is hoe ek dit doen, hier is wat ek kan doen. En dit is waarvoor ek my skills aanbied. As jy nie daarvan hou nie, dan kry ons iemand anders, maar dit is hoe dit werk. Ek het 'n sekere spoed, ek werk dalk stadig, maar ek werk deeglik, so ek doen dit een keer. En hoef ek dit nie weer te doen nie. So, party mense is haastig, hulle kry alles gedoen, en dan moet hulle weer teruggaan na die drawing board 2 dae later, want hulle het 'n fok opgemaak. Jo, skus julle, dit was nou lelik, ek het nie met ons voete vloek nie. Dit is maar 'n bietjie interne, jammer daarvoor, julle. Kom nou. Ek weet jy, dis omdat ek vir 'n oomblik gevoel het ek praat met my vriende. In elk geval. Maar die punt is julle, dat kom ons kyk nou die 5 meter vicinity in ons, of by ons, jy weet. Sonder om groter drome te droom as, kom ek verander die mense om my, eers, en dan kyk ek of ek wil Australië toe trek. Want daar is soveel horde stories wat ek hoor van mense wat oor see gaan en dan kom hulle weer terug 5 of 6 jaar later. Ek hoor dit so baie. So ja, my horisonne het ook verkort. Maar wanneer laas het jy vir 2 weke deur kom ons sê die hele Graafrenet area. Wanneer laas het jy 2 weke die Graafrenet area gaan bestudeer met 'n voertuig en baie goedkoop slaapplek en jy gaan verken het? Wanneer laas, wat weet jy van jou gunsteling dorpie af alles? Wanneer laas was jy daar? Daar is so baie om te sien in Suid-Afrika, julle. As jy gatvol raak vir wat ook al jy voor gatvol raak, die enigste ding wat daai gevoel wegvat, is om in 'n voertuig te klim, of om te gaan stap, of om 'n fiets te vat, of om 'n bike te vat, of wat ook al jy, die mode wat jy nodig het om jy weg te kry uit jou omstandighede uit, net vir soos 'n dag en 'n half, of 2 dae. Wat ook al jy nodig het om jouself uit jou omstandighede uit te kry, al is dit om, jy het nie 'n voertuig nie, en jy gaan stap net om die blok, ek weet nie. Maar die punt is, die frustrasie bou op, want jy voel jy's in 'n hok. Miskien is dit net ek.
Miskien is dit net ek, maar wie van julle het al so gevoel? Ek weet nie. Maar in elk geval, die punt is, jy moet lewe asof die hok se deur altyd oop is. Maar die hok is 'n veilige hawe, verstaan? Maar die hok se deur moet groot genoeg wees sodat jy kan uitsien uit hom uit. Want die hok bied veiligheid. Maar as jy of deur iemand anderste, deur skuld of 'n skoonma wat nooit tevrede is nie, of dood in die familie, of finansiële, almal se issues begin by finansies, kom nou. Nee, ek weet nie julle sien, ek het nou my train of thought verloor daarso vir 'n oomblik. Ek raak bietjie passievol oor hierdie goed. Maar ek voel ek moet dit uit my uitkry, verstaan jy? En ek voel ek moet dit uit my uitkry. Ek moet. En ja, so. Daar's so baie wat my hart wil sê. Maar daar's ook so baie wat my mond moet terughou. En onthou, alles wat 'n mens nou sê is gaan gepaard met jou as persoon ook. Vat dit na jouself toe. Want hierdie radiostasie gaan nie net oor een persoon nie, dit gaan oor ons. Oor ons, wat ook al dit beteken. Is dit 'n ons omdat ons dieselfde taal praat? Is dit 'n ons omdat ons is? Omdat ons die grappe vang, omdat ons die woorde vang, omdat ons die sinne vang? Ja. My grootste hartwens is dat 'n oomie, Samuel, wat WhatsApp het in Prieska, en hy sit op sy stoep met sy koppie koffie, en op daai oomblik kan hy dink aan wat uit my hart uitkom, en op daai oomblik is ek daar op sy stoep saam met hom, ons drink 'n koppie koffie en twee vreemdelinge praat. Dit is die lekkerste lekker, as twee vreemdelinge praat, vir 'n halfuur of 'n uur, en net kak praat. Ek het dit Vrydag aand gedoen, en dit was wonderlik. Ek was bietjie myself getoets daarso, ek hou nie daarvan om dit te doen nie, maar dit was 'n kwessie dat ek was by 'n sportbyeenkoms, want 'n goeie vriendin van my is 'n umpire, en dis al wat ek sal sê daaroor. En sy het my toe genooi, want sy moes soos 8:00 klaarmaak, en toe voel ek wel, ek doen niks Vrydag aand nie, so koop vir haar 'n toebie en 'n koeldrank, en ek staan toe na agter, en daar was 'n paar ouers wat my aangekyk het, en toe besef ek, shit, ja, okay, dis die enkel ou met 'n sak wat pannekoek in het, en jy staan heel agter, en daar's net kinders oral, so gemaak ek, dis bietjie weird, gemaak ek kennis met die mense, en ek sê, hoorie, kan ek hier by julle staan, laat dit lyk of ek deel is van iemand, dis lag hulle net, en toe het ek en die persone, net vir 'n uur, lekker nonsens gepraat, mekaar se nommers gevat wat jy seker nooit sal bel nie, maar nou eendag as jy hoor, in 'n geval, die punt is, if you want a friend, you must be a friend. En as jy wil hê mense moet jou lekker behandel, dan moet jy mense lekker behandel, verstaan? You give what you get, in 'n geval. Ons doen hierdie mos nou 'n mengelmoes, so ja. Kijk, ek gaan nou verder aan my voertuig was, voel baie skuldig dat die motorfiets ook bietjie stofferig hier staan, so pragtige Sondagmiddag, en die Here is getrou, soos hy altyd is. Hy stuur alles op sy tyd, en ons moet net vertrou dat hy altyd ons sy beste intensie. Hy het altyd goeie intensies vir ons. I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Not to harm you. To give you hope in the future. Ek dink is Jeremia 23 vers 11. As ek dit nie mis het nie, sorry julle. Jammer weer vir daai vloekwoord. Ek was bietjie passievol daaroor. Maar dit is omdat 'n mens ook verander in jouself. Jy moet verander in jouself as 'n mens.
as ons doel is om soos Christus te wees of te word. Dit gaan nie oor ek moet eens ingaan in al die doktrines in. Jesus het gesê, if you love me, keep my commandments. As hy jou meester is, dan gaan jy net na sy stem luister. My skape ken my stem, sê hy. En dis al wat ek wil, dis al wat ek wil ken. Ek wil net sy stem ken. En ek wil oor hom praat. Want jammer, ek pause nou want ek raak nogal emosioneel. Omdat hierdie oomblik so mooi is. Hierdie Sondagmiddag. En hierdie is soos 'n wonderwerk. Die natuur wat hy vir ons geskep het. En dalk het ek bietjie ook perspektief verloor oor wat belangrik is en wat eintlik belangrik is. Dis alles wat hier naby ons is. Oral waar jy jou voete sit. Ja, julle geniet julle Sondagmiddag. Immers vol shalom vir julle, baie liefde. Bid vir mekaar. Bid vir my. Want God is die een wat genees. Dankie dat julle luister en ja, ons praat weer. Rooderbel Radio, oor en uit.